In hierdie week se AMT John Deere graanoorsiג sien ons dat weeromstandighede nou 'n groot rol speel in hierdie prysbewegings en begin dit nou lyk of kwaliteit hierdie seisoen dalk ook 'n probleem kan raak met al die reën wat ons nou gekry het, wat ook moontlik ons markpryse kan beïnvloed. Ons kyk daarna als in hierdie week se episode wat moontlik gemaak word deur John Deere, so moet dit nie misloop nie. Welkom by hierdie week se AMT John Deere graan en oliesaad markoorsig, moontlik gemaak deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. In die video's probeer ons altyd om 'n onafhanklike en eerlike opinie te gee oor faktore wat pryse kan beïnvloed, sodat jy 'n meer ingeligte besluit kan maak in 'n baie volatiele en onvoorspelbare omgewing. Like en share dan ook asseblief hierdie video's waar ook al jy dit kyk, dit sal ons baie help in die toekoms. Maar om dit genoem, kom ons skakel oor na Johan Thesen, AMT se landbouekonoom, wat nou vir ons die nuutste gaan gee oor die Safex pryse. Die spotmond witmielie-prys styg na R6.050 per ton, met die Julie 25 prys wat laer is op R4.263. Die geelmielie spotprys styg na R6.000 per ton, met die Julie 25 prys wat laer is op R4.234 per ton. Die sojaboon spotprys styg na R7.850, met die Mei 25 prys wat laer is op R7.680 per ton. Die sonneblom spotprys daal na R8.620 per ton, met die Mei 25 prys wat laer is op R8.611 per ton. Die koring spotprys styg na R6.468, met die Desember prys wat nou op R6.201 per ton staan. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R5.290, met die uitgedoopte Argentynse grondboonprys op R21.577 en die katoenprys wat nou staan op R10.780 per ton. Hierdie inligting word ook moontlik gemaak deur Zematic Irrigation Systems. Kry Zematic radkaste, motors en wiele teen 'n spesiale aanbod, beskikbaar terwyl voorraad hou. Kontak jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie vandag en investeer in 'n stelsel vir die toekoms. Groei saam met Zematic. Welkom by hierdie week se AMT graanoorsig, waar ons natuurlik weer oor die nuutste nuus en gebeure in die graanbedryf, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook internasionaal gesels. En ons gesels soos oudergewoonte weer saam met Johan. Welkom Johan. Baie dankie Johnny. Johan, internasionaal, wat is nou die grootste nuus? Wat dryf pryse nou? Ons sien al op hierdie stadium twee stories eintlik gebeur binne die mieliegordel, soos ons nou maar sê. Ons sien dat die weste gedeelte van die mieliegordel redelik droog is en hulle het nog nie eintlik reën gekry het nie, waar die ooste van die mieliegordel al redelik reën gekry het of al reën ontvang het oor Paasnaweek. En ons sien nou dat hulle vir die volgende 7 dae bietjie meer wydverspreide reën oor die hele mieliegordel voorspel. As ons daai reën wel kry, dink dit kan ook nog voordelig gewees vir die groeiseisoen en vir hulle grond om beter oese te realiseer. Maar as daai reën aanhou vir die volgende 3 tot 4 weke, ons het nat toestande in die velde en hulle produsente kry nie geplant nie, dan kan ons sien hoe daai prys of hoe daai begin positiewe nuus vir die pryse is, aangesien daai mielieseisoen net bietjie later uitgestel word. Ja, soos ons nou heeltyd gesels, meer mielies wat natuurlik uit Amerika uit verwag word, minder sojas wat geplant word. Maar as hierdie seisoen dalk aanskuif, as hierdie reën nou baie gaan voortduur, dan kan die van die prosente geforseer word om terug te beweeg na sojas toe. Maar ek dink as mense nou nie al analiste gaan luister, dan lyk dit nog steeds asof hulle meer na mielies leen. Ja, nee, hulle leen nog steeds na mielies, maar die gedagte is ook daar om eintlik net te kyk of hoeveel hulle werklik plant. Ons sien dat in die verlede het hulle al 97 miljoen acre voorlopig geplant gehad, maar hulle het op die einde net 92 miljoen geplant. En op hierdie stadium staan ons op 'n 95 voorspelling. So die analiste is ek wil al sê oopkop om te dink dat ons dalk nie al die mielies gaan plant nie, maar as hulle alles gaan plant, kan ons 'n groot oes verwag. Ja, dan kan natuurlik druk op die mieliepryse kom, voorraadvlakke wat natuurlik wêreldwyd op kan opgaan, maar weer eens daai verwagting is dat daai mielies dalk later van die jaar nie kon ek sê in die mark gaan inkom en wat dan 'n probleem gaan wees as hulle nie na China toe kan uitvoer nie. Ja, vir dit gaan verseker so wees. Sojabone? Sojabone is nie veel nuus nie. Ons weet die plantproses is nou aan die gang. Ons skryf môre wat dan nou Woensdag is, kry ons dan nou weer die nuwe
die crop progress report wat die USDA uitgaan het wat sê hoe die plantproses verloop, so dan sal ons ook 'n beter idee kry van hoe baie die reën wel die produsente hinder of dan nou glad nie. Voor ons by plaaslike omstandighede kom, plaaslike pryse, ek weet ons is nou nie regtig in die mark met koring nie, maar internasionaal koring het ons gesien hulle het so 'n bietjie droogte toestande. Ja, in Kansas gedeelte wat eintlik een van die groter produserende gebiede of areas in Amerika is, het op hierdie stadium bietjie droogte. Die ouens is wel nie noodwendig op hierdie stadium kwai bekommerd nie, want hulle sê die koring kan half bietjie daai droogte vat en as hulle reën kry in die volgende week of so, sal die koring se kwaliteit mooi kan terugkom. Maar die probleem is as dit vir die volgende 3 tot 4 weke droog is, dan kan ons sien dat daar weer storie begin kom en dat ons kan dalk begin skade sien in daai gebied van hulle. Redelik goedkoop uitvoere nog? Goedkoop uitvoere, Swartsee gebied voer baie goedkoop uit. Dit hou wêreldpryse vir al die seaboardprys bietjie onder druk omdat dit nie regtig of dit kry nie regtig daai hoë pryse gehandhaaf nie net omdat daai seaboard of daai Swartsee gebied daai pryse so baie onder druk hou. Nee, my vraag is ook eintlik nou as koring so goedkoop uitkom, daar gaan sonneblom nie ook redelik onder druk kom nie. Dit is verseker die moontlikheid en as ons sien dat die oorlog in daai gebied half 'n kleiner rol begin speel, kan ons sien dat daar selfs meer voorrade uit daai gebied uitkom waar dan verder pryse bietjie onder druk kan sit. Okay, kom ons kyk gou plaaslik. Die rand, daar het nie regtig beweging in die rand eintlik die laaste 'n week of so nie. Plaaslik, interessant, wat ons nou hier sit en opneem, het pryse vandag R800 gespring. So dit is nog 'n baie interessante beweging. Ons het dit einde Maart ook gesien, maar dis maar tegniese bewegings. Die einde van die kontrakte is binne 'n dag. Baie van daai posisies wat toegemaak moet word, so baie mense wat geld verloor, baie wat weer geld maak, maar dit is nie fundamentele faktore en is nou nie nuus regtig nie. Maar wat is nou nuus? Wat dryf nou pryse op hierdie oomblik? Op hierdie stadium sien ons nog steeds die weer of die reën wat ons nou gekry het. Ons het selfs op Paasnaweek 'n bietjie reën gekry wyd versprei en dit keer nog steeds die produsente om te kan stroop wat keer dat daai volumes mark toe kan gaan. Mense begin wonder ook nou dat hoeveel reën raak nou te veel reën. Wanneer kan ons begin kwaliteitsprobleme ervaar en dit kan verseker as ons kwaliteitsprobleme ervaar, kan dit begin Julie pryse ondersteun of eintlik net op 'n hoër vlak hou. Maar as ons nie kwaliteitsprobleme het nie en of dit is nie so groot probleem reg oor die land nie, dan kan ons sien dat daai Julie pryse in die volgende paar weke kan begin afwaarts verhandel. Ja, ek dink wit staan nou tussen 4.200 4.300 daar rond. Is nog al 'n ver val van 'n 6.000 spot pound prys en dan oor 2 dae behoort ons op 'n 4.300 te wees, so dit gaan baie interessant wees, maar dit wys net vir jou, dis nie fundamenteel nie, dis tegnies. En ons sien nou redelike berigte uit Afrika ook dan nou, veral as ons dan witmielies. En ons praat die hele tyd nog bietjie van witmielies. Witmielies wat vir ons 'n bekommernis is. Ek dink oor die algemeen Afrika wat se voorraadvlakke oor die algemeen vir my beter lyk. Ons lyk beter as laas jaar, aansienlik beter. Zambië lyk beter. Daar's verskeie lande wat beter lyk, 'n groter oeste het. En dit kan dalk so bietjie beteken minder invoere van ons af. Ja, verseker as ons sien baie dat daai voorraadvlakke meer raak. So nie net is die vraag na ons mielies, na ons witmielies spesifiek minder nie, maar ook omdat hulle in die afgelope tyd nie regtig groot binnelandse voorraad gehad het nie, is die groot binnelandse voorraad in Afrika lande sit dit nou redelik druk op hulle plaaslike pryse en kom ons prys nou bo daai pryse. So ons is nie net duurder nie, maar ons vraag is ook besig om weg te raak. So daai ekstra volumes wat ons eintlik aanvanklik gedink het ons gaan uitvoer, gaan ons nou binneland mee sit en ek dink dit gaan dalk nie nou binne die volgende maand miskien 'n groot effek speel nie, maar ek dink soos ons verder aan die jaar gaan hier na September, Oktober toe, waar ons aanvanklik gedink het ons kan weer terug gaan na 5.000 of so toe omdat ons minder voorraad het, kan daai opwaartse momentum dalk 'n bietjie minder raak omdat ons daai meer voorraad moontlik in die land gaan hê. Ja, nee, dit gaan verseker iets wees om dop te hou en ons gaan verseker soos opgesom die reën en die kwaliteitsprobleme gaan dalk nou iets wees wat 'n mens verseker moet na gaan kyk. En internasionaal dalk so 'n bietjie afwaartse druk as dit van sonneblom afkom van die Midde-Ooste af. Amerika voel ek redelik sywaarts. Hulle wag nou maar nog bietjie vir weeromstandighede, weer goed wat bietjie onseker is en dan moet ons natuurlik 'n oog hou op hierdie Trump tariewe en wat met Trump en
die tariewe in China natuurlik gebeur. Baie interessant is, ietsie wat 'n mens dalk net vinnig moet noem is, ons het gesien sojaboonpryse het redelik skerp afgekom. As ons nou terugbeweeg internasionaal, toe ons val 'n bietjie rond, maar internasionaal het gesien sojabone, sojaboonpryse wat redelik skerp afgekom het en toe dit weer drasties geklim toe die handelsoorlog met China nou weer vlam vat. Ja, ek dink al hierdie goeders is tariewe sensitief. Soos van die Amerikaanse analiste wat ek al gehoor het, sê die ouens dink die mark is baie nou of reageer baie nou op 'n artikel opskrif. Ons weet dat Trump het nou weer in die afgelope paar dae het hy bietjie regulasies verander. Hulle het op 'n stadium het hy gesê hy gaan nou tariewe op skepe sit wat in China gemaak is of deur China besit word. Daai regulasies het nou klein weer bietjie verander waar hy gesê het, okay, van die skepe wat gebruik word om landbouprodukte uit te voer, val nou buite die regulasies, so dit word nou weer vrygestel. So daar's klomp sulke opskrifte en goedjies wat ek dink daai mark baie volatiel laat raak. Maar soos ons met Theo ook gesels, sê hy dit is so 'n volatiele omgewing en soos hy ook nog gesê het, die artikels kom elke dag uit en dit beïnvloed die markte op en af en mense dis baie onvoorspelbaar. Maar ek dink mense moenie langtermynbesluite, strategiese besluite op hierdie volatiliteit gaan maak nie. Fokus op wat jy goed is, maak seker jy kry jou oes in die silo's en mense kry dit daar uit en ons hoop regtig die reën kan ons nou so 'n bietjie kans gee dat ons wel nie te veel kwaliteitsprobleme het nie, maar wel nog 'n goeie oes vir die jaar oplewer. Baie dankie Johan, was lekker om te gesels. Baie dankie Johnny. Dankie. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by aimtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Julle is ook welkom by een van ons WhatsApp gemeenskapsgroepe aan te sluit. Ek sal al die skakels in die beskrywing onderaan sit. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week.